My gaste vanaand, Roland Henwood, hy is politieke ontleder verbonde aan die Universiteit van Pretoria en ook Prof Koos Malan, hy is 'n genoot by Sakeliga, asook Jaco Kleinhans wat telefonies by ons gaan aansluit. Hy is by Solidariteit as internasionale skakelpersoon. En ons gaan sommer afskop internasionaal vanaand. Jaco, ek het weer eens na jou potsending wêreldwys geluister die afgelope week. En dit is eintlik 'n baie sinvolle gesprek waar jy die hele politieke landskap van Nederland eintlik half opbreek en dan ook sê wat jy verwag met die verkiesing wat nou hierdie week is. Kan jy miskien ook net so vinnige opsomming vir ons gee, net om ons weer 'n bietjie op hoogte te bring van hierdie Nederlandse verkiesing wat eintlik nogal 'n groot ding is vir daai streek? Ja, baie dankie Pieter, lekker om met julle te gesels vanaand ook met Prof Koos en Roland. Dis altyd lekker om op fokus te gesels. Ek dink eerskomende Woensdag se Nederlandse verkiesing is van groot belang, omdat dit natuurlik staan in die middel, te midde van 'n reuse politieke verskuiwing, maar ook belangrike politieke vraagstukke in die westerse wêreld, in Europa spesifiek, maar mens sou dit selfs breër kon stel na die weste en dan selfs natuurlik na die soort van demokratiese wêreld, as mens na onlangse gebeure verwys in gister se verkiesing in Argentinië, waar die president Javier Milei se regerende party 'n verrassende oorwinning behaal het nadat die peilings eintlik anders aangedui het. Ons verwys ook na die nuwe eerste minister wat onlangs in Japan aangewys is. As ek dus binne 'n baie groter internasionale konteks kyk na eerskomende Woensdag se Nederlandse verkiesing, dan staan dit baie sterk te midde van al die krisispunte, die vraagstukke wat tans in die westerse wêreld relevant is. Nederland of Nederlanders was veronderstel om eers in begin 2018 weer na die stembus te gaan. Hulle het minder as 2 jaar gelede, November 2023 gaan stem, 'n skerp verskuiwing na regs gehad, iets wat ons op baie westerse lande die afgelope jaar of 3 ervaar het. Regse partye soos die Party voor die Vryheid, die Boer-Burger-beweging, die Volksparty, verskeie regse partye wat goed gedoen het, wat in totaal omtrent gemaklik hier by 80 tot 90 setels gewen het, uit die 150 in die Nederlandse parlement, maar wat eintlik die afgelope 2 jaar misluk het daarin om noodsaaklike hervormings in te stel. In 2023 was die groot tema van die politiek en van die Nederlandse verkiesing was onwettige immigrasie. Ek wil eintlik so ver gaan om te sê nie net onwettige immigrasie nie, maar eintlik massa-immigrasie in die algemeen. Want ek dink ons maak soms 'n fout om net te praat oor onwettige immigrasie. Daar's natuurlik ook reuse wettige immigrasie wat in lande soos Nederland, maar Duitsland, Swede, België, ons Frankryk, ons kan aanhou om die voorbeelde te noem, 'n reuse politieke impak het. Ons het verlede jaar daardie politieke impak in natuurlik in Amerika gesien. Ons sien dit in soveel lande afspeel. En ek dink in Nederland het ons nou die gebeure van die afgelope 2 jaar gesien. Jy sien 'n bevolking wat onvergenoegd is, wat kwaad is, ongelukkig is met die politiek. Hulle bring 'n sterk protesstem uit. Hulle gee 'n reuse oorwinning aan 'n baie harde regse party, 'n party wat sterk gekant is teen massa-immigrasie, die Party voor die Vryheid van Geert Wilders. Daar word 'n regse regering uiteindelik 7 maande later, dit was nou in Julie verlede jaar, dan nou aanvaar 'n nuwe koalisieregering, en daardie regering slaag nie daarin om hervormings in te stel nie, weens die aard van die politiek vandag in Europa. Want Europa het byvoorbeeld immigrasiebeleid, het hy afgestaan aan die Europese Unie. Die Nederlandse regering of die Nederlandse parlement kan nie regtig meer wette maak oor immigrasie nie, want die Europese Unie bepaal immigrasiebeleid in Europa. Dit is die eerste struikelblok waarna hulle vasloop. Hulle loop hulle ook vas in die totale diepstaat, die bureaukratisering van regerings in westerse lande, waar bureaukrate uiteindelik beleid bepaal en nie meer verkose parlementslede nie. En ons het in Nederland gesien hoe 'n minister van asiel probeer het om verskeie maatreëls rondom asielbeleid, vlugtelingbeleid te verander, maar waar die bureaukrate in haar regeringsdepartement haar
eenvoudig gedwarsboom het maand na maand. Dit het oor die afgelope jaar daar afgespeel. Nou die Trump-regering in Amerika het natuurlik 'n radikale ander beleid geïmplementeer en dit was om eenvoudig al daardie bureaukrate af te dank, né? Hulle het honderde duisende bureaukrate in staatsdepartemente die afgelope 8-9 maande afgedank, maar in Nederland het dit nie gebeur nie. So jy sien uiteindelik in Junie vanjaar dat daardie regse regering tot 'n val kom. Die regse leier Geert Wilders sê wel, ek onttrek aan hierdie koalisie. Kiesers het my verkies, my party verkies in November 2023. Ons moes hervormings instel. Dit het nie gebeur nie. So ek kan nie langer deel wees van hierdie regering nie en daarmee kom die regering tot 'n val. Nou moet Nederlandse kiesers eers komende Woensdag weer na die stembus gaan. Ons sal sien presies wat daar gaan afspeel. Ek dink die regse partye gaan waarskynlik weer heelwat steun geniet, maar ons het 'n goeie kans om eerder dalk 'n sentrum of selfs 'n sentrum linkse regering te sien weens hierdie geweldige verdeeldheid tussen die regse partye. En dit waarvan ek nou praat is iets wat die afgelope 2 jaar in Nederland afgespeel het. Dit gaan nou Woensdag gebeur in die Nederlandse verkiesing, maar dit speel af in talle Europese lande, van Duitsland deur na Frankryk. Ons sien soveel politieke uitdagings in al hierdie Europese lande. En hoekom ek dit binne daardie groter konteks noem, Pieter, net ter afsluiting, miskien is dalk net, ek dink die konteks is belangrik, omdat dit die vraagstukke is, wat gaan bepaal hoe Europa, en ek wil self sê dan westerse lande in die toekoms gaan funksioneer. Gaan hulle iets kan doen aan die probleme, die problematiek van massa-immigrasie en alles wat daarmee saamgaan, die uitdagings wat dit tans bied in 'n verlammende westerse wêreld, of gaan ons waarskynlik maar net 'n verlenging van die probleem sien, eintlik maar die probleem wat so 'n bietjie na die kantlyn toe uitgeskop is. En ek dink in daardie konteks is die Nederlandse verkiesing baie, baie interessant. Ek dink jy kan 'n boek skryf oor die diep staat en natuurlik die Amerikaanse regering as 'n voorbeeld gebruik. Jaco, ek het ook nou onlangs op sosiale media gesien dat baie Nederlanders praat van Nexit. Dis nou blykbaar Nederland absoluut. wat nou wil ook uit die Europese Unie uitgaan. Ja, dit vergelyk natuurlik na Brexit en wat gebeur het met die Verenigde Koninkryk wat onttrek het uit die Europese Unie. En daar is kyk, daar's 'n ongelukkigheid, daar's eintlik 'n verlamming. En dis gevaarlik vir demokrasie ook, want daar's 'n verlamming in die Nederlandse samelewing. Ek sien dit toenemend interessant in Duitsland ook. Die radikale verandering in gewone Duitsers se denke oor hulle regering en politiek is skokkend eintlik. 5-6 jaar gelede het meer as 70% van Duitsers gesê dat hulle gelukkig is met die politieke bedeling in Duitsland. Vandag sê meer as 70% van Duitsers dat hulle ongelukkig is met die politieke bedeling in Duitsland. Ek noem nou Duitsland omdat daar onlangse peilings gedoen is, maar ek verwag dat waarskynlik baie dieselfde tendens in Nederland ook geld. So Nederlanders voel verlam. Hulle voel jy kan gaan stem vir wie jy wil. Jy kan vir Geert Wilders gaan stem. Dit verander niks nie, né? So mense voel onvergenoeg met die politieke bedeling, die politieke stelsel. En ek het 'n vermoede dit gaan Woensdag beteken dat minder mense gaan stem, daar gaan 'n lae stempersentasie wees. Baie van Geert Wilders se kiesers wat vir hom gestem het 2 jaar gelede, gaan Woensdag nie weer gaan stem nie. Maar dit beteken ook dat mense baie meer radikaal raak in hulle politieke denke. Radikaal raak soos om te sê, maar goed, Nederland moet eenvoudig Nexit. Hy moet uittreë uit die Europese Unie. Die Europese Unie is 'n reuse bureaukrasie. Nederland het sy politieke magte uitgekontrakteer in die Europese Unie. Ons word voorgeskryf deur Brussel oor wat ons mag doen en wat ons nie mag doen nie, hoe ons moet optree. En dis 'n baie belangrike politieke vraagstuk tans in Europa. Oor wat moet die magte van die Europese Unie dan wees? Want die Europese Unie bestaan eintlik maar uit 'n klomp bureaukrate wat dikwels onverkose is. Daar is die Europese Parlement wat verkose is, maar die bureaukrate soos Ursula von der Leyen, die president van die Europese Unie, is 'n onverkose bureaukraat wat dan nou politieke beleid op lidlande wil afdwing. En ek dink ons gaan baie meer van hierdie radikale politieke denke in Europa sien oor die volgende paar jaar. Nie net Nexit nie. Ons hoor taal gebruik van remigrasie. Met ander woorde, om mense wat immigreer het na Europa terug te stuur met hulp na hulle lande van herkoms, die soort van taal van massadeportasie wat in Amerika nou afspeel, maar wat stelselmatig deel raak van die
taal en van die dialoog in Europese samelewings. Ons sien reeds die afgelope 3 maande dat die Alternatief vir Duitsland 'n radikale party in Duitsland in die eerste plek is, omdat hulle sê die enigste oplossing vir Duitsland is radikale politieke verandering. Dit is massadeportasies, remigrasie, uittrede uit die Europese Unie, hierdie soort van radikale idees. En dit het te maak met die verlies aan demokratiese krag onder gewone burgers. En dis 'n baie gevaarlike tendens, nee. As gewone mense sê, my stem tel eintlik nie meer nie. Dit maak nie saak vir wie ek gaan stem nie, dit maak geen verskil nie. Ja, ek dink ons in Suid-Afrika kan nogal identifiseer met dit baie keer. Jaco, net so laastens om af te sluit oor die Nederlandse verkiesing, jou voorspelling? Ja, goed, so my voorspelling is Woensdag is die verkiesing, die weer gaan redelik sleg wees. Dit is reënerige, winderige weer. Dit beteken waarskynlik 'n bietjie van 'n lae stempersentasie. Ek het verwys na die onvergenoegdheid. Ek dink dit gaan bydra tot 'n lae stempersentasie. Tipies dan wat jy sien is dat die meer sosialistiese partye verloor 'n bietjie steun as daar 'n lae stempersentasie is, maar ook die meer regse partye soos Geert Wilders se Party vir die Vryheid. Jou partye wat goed doen al is die weer sleg en al is daar onvergenoegdheid, is jou sentrumpartye. Dit is die Volksparty vir Vryheid en Demokrasie wat tans wie se leier Dilan Yeşilgöz is. Hy's van Turkse afkoms, maar sy's eintlik 'n meer regse leier as die vorige leier Mark Rutte wat nou die sekretaris-generaal van NAVO is. Dan die Christen-Demokrate doen altyd redelik goed. So ek vermoed dat hierdie partye gaan 'n bietjie beter doen as in die peilings. En hoewel Geert Wilders se Party vir die Vryheid eerste gaan eindig, gaan hulle minder setels wen as in November 2023 en gaan partye soos die Christen-Demokrate en die liberale VVD hulle uitsluit uit 'n koalisie. Dit beteken waarskynlik dat ons na Woensdag se verkiesing weke, miskien selfs maande, so koalisieonderhandelinge gaan sien, maar dat ons waarskynlik 'n koalisie van sentrumlinkse en sentrumregse partye gaan sien wat saam gaan kom met 'n ingewikkelde koalisie, dalk selfs 6 of 7 partye. My verwagting is dat ten minste 15 partye setels gaan wen. Nou as jy sê dis 'n klein parlement, né, met net 150 setels en 15 partye wen setels, dan beteken dit 'n totale versplintering van die politieke landskap in Nederland. Klomp partye wat 2, 3, 4, miskien 5 setels wen en om dan 'n koalisie saam te stel wat 76 meerderheid het, gaan jy 'n hele klomp partye bymekaar moet bring in 'n baie ingewikkelde koalisie. Ek vermoed dat dit dus sentrumlinkse en sentrumregse partye gaan wees, die Volksparty, die Christen-Demokrate, die meer links-progressiewe D66, enkele ander kleiner partye saam bymekaar en dan sal hulle waarskynlik hier teen Januarie, Februarie volgende jaar aankondig. Goed, hulle het nou 'n koalisie saamgestel, 'n ingewikkelde koalisie wat min gaan vermag, min dinge gaan verander en daarom gaan ons sien dat die soort van sentrum in die politiek verder uitgehol word, dat die radikalisering van die politiek in Europa gaan toeneem en dat ons baie sterk steun gaan sien aan meer radikale groepe binne die politiek, maar ek wil ook sê buite die politiek. Ons sien dit reeds in talle Europese lande gebeur dat mense hulle oplossings gaan soek buite die politiek en dat die radikalisering van die politiek aan beide die linker en die regterkant van die politieke spektrum waarskynlik gaan toeneem en dat dit ook in Nederland oor die volgende jaar of 2 gaan gebeur. Wat is jou opinie oor hierdie verkiesing wat nou Woensdag in die wat gaan plaasvind? Ek net eers sê, ek dink Jaco het 'n baie goeie ontleding gedoen, baie omvattend. Paar goed wat hy gesê het wat vir my belangrik is en wat ek dink ons bietjie by nie noodwendig hoe stil te staan vanaand, maar wat mens moet aan begin dink. En dit is dat hy praat van radikalisering van die politiek en die uithol van die sentrum en die regering, dat dit swak regering op die langtermyn skep. En dis baie belangrike tendense wat nie net in Nederland gebeur nie. En die kritiese element vir my hier is dat daai radikalisering lei tot vervreemding. En daai vervreemding lei tot verdere fragmentering en weer verdere vervreemding. En dit is 'n proses wat die demokrasie kan vernietig. So dis 'n baie belangrike proses wat begin uitspeel en 'n mens moet mooi kyk hoe dit uitspeel. Dis nie die breë tendens is dieselfde, maar dis nie die dinamika is nie altyd presies dieselfde nie. Wat in Nederland gebeur is nie dieselfde as wat in die VSA gebeur nie. Maar op 'n makrovlak, daai radikalisering en vervreemding
op die ou einde verswakte demokrasie. En dit is 'n baie negatiewe proses, tensy jy nie 'n demokraat is nie. En dan moet jy baie mooi dink oor wat jy in die plek daarvan wil stel, maar ek dink dis iets wat 'n mens baie meer moet begin dophou. En die konteks is anders in Suid-Afrika, maar dis 'n proses wat mens ook in Suid-Afrika begin sien. Behalwe dat dit nie hier gaan op die Europese basis van radikalisering, maar daai fragmentering en vervreemding is besig om baie sterk in die Suid-Afrikaanse politiek uit te kom. Net 'n vinnige reaksie daarop. Ek stem fundamenteel saam. En ek dink die probleem is dat 'n belangrike teenpool wat mens geneig is om mis te kyk, is 'n teenpool tussen demokrasie en bureaukrasie. Dat wat gebeur het in die Europese politiek was dat in so 'n mate bureaukratisering ingetree het vanweë die enorme krag van die staatsdienste van die betrokke state, maar dan veral van die Europese Kommissie, nie die Europese Parlement nie, die Europese Kommissie van der Leyen en haar personele en so aan, wat 'n vorm van 'n diktatoriale streep bureaukratiese regering uitvoer in plek stel van die demokrasie wat daar behoort te wees. En die ironie is dat dit gebeur in die naam van demokrasie. Wanneer mens praat van 'n regstelling hiervan, dan gaan dit moontlik inderdaad radikaal wees, maar nie soseer radikaal in die sin van ekstreem nie, maar radikaal in die sin dat dit moet teruggaan na die fundamentele uitgangspunte van demokrasie, dat die publiek van elke besondere staat, die publiek van elke besondere gemeenskap behoort self te besluit. Dis ook die manier in beginsel ten minste om die aanslag op demokrasie en die probleem van vervreemding op te slaan. Ek wil wel nog 'n bietjie stil staan op hierdie onderwerp. Dink julle dat omdat 'n termyn is net 4 jaar vir 'n president en as byvoorbeeld as ons praat nou van die diep staat beteken natuurlik die persone wat vir 'n spesifieke politieke party aangestel is in 'n pos wat na die verkiesing nog steeds aanbly moontlik en dan nog steeds half die ideologie van daai party uitleef in die regering. Verlangsaam dit die proses of kan dit dalk die proses versnel? Ek dink dit gaan afhang van die kwaliteit van jou bureaukrasie. As ons kyk na wat in Suid-Afrika besig is om te gebeur, dan sien jy 'n baie sterk verswakking en agteruitgang in die vermoë van die staat en eintlik maar in die vermoë van die bureaukrasie. En wat dit verder beperk is natuurlik die gebrekkige finansiering. Daar's net nie meer geld om hierdie goed te doen nie. So wat ons gesien het is dat die verpolitisering van die bureaukrasie, kaderontplooiing het eintlik daai proses versnel, alhoewel jy nie die regeringsverandering gekry het wat daarmee saamgaan in Europa nie. So waarskynlik so 'n bietjie van beide, dit gaan afhang van die konteks. Prof Koos, op 'n ander onderwerp, die afgelope naweek is daar 'n brief gepubliseer wat 42 linkse Afrikaners geskryf het. Wat is jou opinie daar rondom? Elke ou het mos maar natuurlik sy eie opinie. Kyk, die sienswyse hieroor gaan baie uiteenloop. Die eerste uiteenlopende sienswyse is die tipering van linkse Afrikaners. Nie oor Afrikaners nie, want die mense het hulle self geïdentifiseer as Suid-Afrikaners en Afrikaners. Maar of almal van hulle noodwendig sal verlief neem met die beskouing van links, dis 'n ander vraag. Ek dink ook trouwens nie almal is regtig links nie. Ek het kritiek teen die mense. Natuurlik het hulle die volste reg om te verskil van AfriForum en die volste reg om te verskil van solidariteit. Daar's miskien 'n klomp oortuigende redes om dit wel te doen. Maar ek dink hulle het 'n klomp foute gemaak in die proses van die brief. Die belangrikste ding wat ek wil uitlig is die volgende. Ek dink dat hulle baie sag te werk gegaan met die ANC. En ek dink dit is 'n groot fout gewees en dit haal vir hulle kritiek op die hals wat wel verdiende kritiek is. Kyk, oor die algemeen sal daar gesê kan word, die oomblik as solidariteit en AfriForum aangeval word deur ander Afrikaners met betrekking onder andere tot hulle optrede in die Verenigde State, dan sal baie mense soort van outomaties sê, nee maar julle soek witvoetjie by die ANC. Nou, sonder dat daar moontlik gesag daarvoor bestaan. Nou sê ek, dat as jy die brief mooi lees, dan sien jy dat daar inderdaad gronde bestaan daarvoor, om hulle daarvan te beskuldig. Ek gaan dit noem. Hulle beskryf in die brief die probleem van ernstige uitdagings. Suid-Afrika staar ernstige uitdagings in die gesig.
en dan noem hulle armoede en misdaad so aan. Suid-Afrika staar nie ernstige uitdagings aan die gesig, asof dit amper so uit die lug geval het nie. Suid-Afrika staar ernstige uitdagings in die gesig vanweë die feit dat dit veroorsaak is deur 30 jaar, bykans 30 jaar van slegte regering. Van 'n regering, 'n ANC-regering veral, in die afgelope tyd nou, saam met ander politieke partye in die veelparty koalisie. Maar dit is veroorsaak deur die ANC. Dit is slegte beleid, slegte ver linksgesinde beleid, slegte beleid in die sin dat daar nie behoorlike aanstellings gemaak is in die staatsdiens nie, wat uiteindelik die hele staat uitgehol het, op grond waarvan die infrastruktuur in duie gestort het, op grond waarvan daar bykans nie 'n enkele skool gebou is in die afgelope 30 jaar nie, in weerwil van die feit dat die bevolking verdubbel het. 'n Ernstige wat ons nou sien afspeel voor die Madlanka kommissie en die ad hoc kommissie met betrekking tot die polisiediens se probleme en die vervolgingsgesag en die strafregstelsel se probleme, ernstige aftakeling van die fundamentele grondslag van 'n staat, naamlik dat hy sy publiek moet kan beskerm, en natuurlik die enorme probleem van werkloosheid. Al daai goed is aanduibaar veroorsaak deur slegte ANC-beleid, waarvoor daar 'n keuse was. Die briefskrywers het dit nie genoem nie. Dit is 'n baie toegeeflike omgang met die ANC. Dit is om die ANC te laat wegkom met moord, om dit nou op die wyse te stel. En ek dink in daai opsig het hulle 'n ernstige fout gemaak. Ten minste moes daar erkenning gegee word in die brief as hulle 'n brief wil skryf aan die teistering in plaas van werklike regering wat die ANC veroorsaak het. Dis my eerste punt. Ek gaan volstaan by die tweede punt. En dit is dat daar word gesê, maar hulle stem nie saam met die sogenaamde narratief dat Afrikaners uitgesonder word vir diskriminasie en vir nadelige optrede nie. Dis nie heeltemal korrek nie. Dit is weliswaar baie duidelik so dat in baie gevalle die publiek in die algemeen, die goed wat ek sopas genoem het, benadeel word. Maar in baie opsigte is dit spesifiek blanke persone wat benadeel word en spesifiek Afrikaanse persone wat benadeel word, die Afrikaner gemeenskap. Ons kan die kwessie van Afrikaanse taal noem wat in die howe, in die staatsdiens en in die onderwys ensovoorts ernstig afgetakel is as gevolg van politieke beleid van die ANC. Maar dan wanneer ons kom by iets soos Black Economic Empowerment, wat in werklikheid in die finale instansie geen Black Economic Empowerment is nie, dit is die bevoordeling van 'n klein oligargie, dit is wat ek het noem, 'n klein oligargie, met ander woorde 'n klein ingewyde groepering van mense wat hulle self verryk en wat van oënskynlik legitieme, geregverdigde metodes soos Black Economic Empowerment en Affirmative Action gebruik maak en dergelike ander metodes doeteenvoudig om hulle self te verryk en wat in die proses spesifiek blanke ondernemers ernstig te nakom met baie dwingende reëlings in die ekonomie wat die ekonomie in die eerste plek ernstig in bedwang bring, in die tweede plek daai bepaalde ondernemers ernstig benadeel en die Suid-Afrikaanse publiek in die breë tref. Met ander woorde, die briefskrywers is doeteenvoudig aanduibaar, bewysbaar verkeerd dat blanke mense en Afrikaanse mense nie pertinent deur sekere uitdruklike beleidsrigtings benadeel word nie. En ek dink hulle moes dit dan erkenning gegee daaraan. Daar kan kritiek gelewer word teen Solidariteit en AfriForum soos ek gesê het, maar tegelykertyd moet jy ten minste 'n behoorlike analise gee in jou skrywe. Al is dit 'n kort analise wat ten minste die ernstigste veroorsakers van die probleme waarmee ons te kampe gekry het, naamlik die ANC-regering, die ANC-teistering eintlik, wat dit behoorlik aan die lig bring. En dit het hulle nie gedoen nie, en ek dink op grond daarvan het hulle eintlik vir hulle self op die hals gehaal, dat hulle onder ernstige kritiek kan deurloop, en hulle het afbreek gedoen aan die geloofwaardigheid van hulle eie skrywe. Ons is net hierna weer terug, so bly gerus ingeskakel, dan gesels ons verder. Wat dink julle nie, ek meen, dat die Afrikaner hinker maar net weer vir iemand wat na sy belange sal kyk nie. En baie dink nou, omdat Solidariteit, weet almal het al vir die idee dat hulle baie regs is, maar eintlik
is hulle nie so reg. As mens kyk byvoorbeeld Paul Creer, die boere het na hom opgekyk vir Transvaal. Daar was Steyn vir die Vrystaat, jy weet. Kort ons nie so iemand Tyd vir 'n leier nie. Ons soek nou dis waar, ja. leiers op verskillende terreine. Ja. En ons beklei te veel onder mekaar. Hier is die volgende bewys. Onnodig. Ons werk net nie so nie. Maar die ouens by die groot trek nie op waar beklei. Ja. Louis Trichardt wat eerder wil noord gaan en Pretoria is hierdie kant toe, weet. Nee, ek is Ek dink hierdie is 'n versinnebeelding van daai mite van die monolitiese idee van die Afrikaner. Dit het nooit bestaan nie. Dit bestaan nou nog minder. Wil jy kommentaar liewer op dit? Ja, ek sal kortliks. Ek sal nie lank. Dan kan ons bietjie praat oor die nuwe ambassadeur vir Suid-Afrika. Okay. Wil jy? Ja, goed. Begin dan so. ek het vanoggend oor hom op RSG gepraat. Okay. Wonderlik. Gaaf. Bietjie voorberei daarvoor. 100%. Ja, wat gaan jy nou sê as ek nou sê maar ek het ook die brief nou onderteken? So ek nou stout skoene aantrek. Dan sal ek maar net ek was al in sulke Vir my sê ek is jammer vir jou. Wat jy dan moet doen, jy moenie terugtrek nie. Jy Nee. moet net aangaan. Dit het ek al Ja, gesien. soos net ons sal na die tyd hieroor praat. Ons sal na die tyd hieroor praat. Okay. Welkom terug. Dis Fokus. Ek is Pieter Kloete. My gaste vanaand Roland Henwood. Hy is 'n politieke ontleder verbonde aan die Universiteit van Pretoria en Prof Koos Malan is sakegenoot by Sakeliga of genoot by Sakeliga. Net voor die breek het ons 'n bietjie gesels oor die 42 Afrikaners wat 'n brief geskryf het, val sogenaamde linkse Afrikaners. Prof Koos, baie dankie vir jou insette en kritiek daar rondom. Roland, ek weet nie, wil jy ook weet, was jy ook een van die wat geteken het? Nee, ek is nou nog nie gevra om te teken nie, so miskien net 'n paar kort opmerkings. Ek dink in die eerste plek ons moet versigtig wees om die idee te skep dat daar eensgesindheid oor hierdie tipe goed gaan wees. Veral as jy dit onder die sambreel van Afrikaners gooi. Daar was nog nooit daai tipe eensgesindheid nie. En hier kom 'n groep mense met 'n bepaalde standpunt. My verstaan van die standpunt is dat dit gaan oor die kwessie dat die idee geskep word dat daar 'n wit volksmoord is. Daar word die meer ekstreme idees en baie van dit wat in die VSA en Washington onder die Trump-administrasie aanvaar word. En dis natuurlik, dit is nie so nie. Daar's ander dimensies wat 'n mens na kan gaan kyk wat belangrik is. So dit is lyk vir my die kruks van die argument wat hulle gebruik. Die ongelukkigheid hiervan is dat dit onmiddellik deur die ANC opgetel word en dis die ironie. Baie keer word solidariteit voorgehou as 'n eksklusiewe groep wat 'n minderheid mense se belange verteenwoordig of se standpunte verteenwoordig. Nou natuurlik is solidariteit 'n ledeorganisasie. Dis nie 'n politieke party nie. Met ander woorde, hy verteenwoordig in die eerste plek die belange van sy lede. Hier's 42 persone wat 'n brief skryf en onmiddellik om die president se woord voer en hy sê die mense het gepraat, die minderheid moet nou stil bly. Nou dit is ongelooflike opportunistiese politiek. En dis die risiko wat jy in Suid-Afrika vandag loop as jy hierdie tipe aksie gaan loods. So kom ons aanvaar die doelwit van hierdie mense is 'n suiwer doelwit om 'n bepaalde perspektief aan die woord te stel. Die misbruik daarvan deur ander. En dis die ironie van 'n tweede punt van ironie is dat daar word geweldige beskuldigings gemaak teen Solidariteit en sy Washington besoeke asof hulle onwaarhede en valshede sou verkondig. Nou sover is dit baie duidelik gestel dat dit nie die geval is nie. Dit lyk vir my een van die ek het vanmiddag geluister na 'n gesprek of gedeelte van 'n gesprek tussen Flip Buys en Barend Legrandsie waar hulle grootliks ooreenstem. Die uiteindelike punt van verskil is wat Solidariteit nie gesê het in Washington nie. Nou daaroor kan 'n mens sekerlik gaan praat. Maar ek dink dit wys vir mens die moeilike dimensies van hierdie tipe gesprek en dan die soeke na een of ander punt van ooreenkoms,
maar wat nie in 'n konteks van ideologiese politiek neerslag kry nie. En dit is waar hierdie brief vandaan kom en dit is waar hierdie debat vandaan kom. Ek sou hoop dat die debat voortgesit word in 'n oop gesprek, want daar's baie na verskillende kante toe wat hieroor gesê kan en dalk gesê behoort te word. Onder andere hoe dit absoluut op 'n baie siniese wyse deur die ANC misbruik word. En ek dink nie almal wat daai brief onderteken het is daarmee gedient nie. As ek weer eens net namens hom kan praat nie, maar wat hy gesê het, die kwessies wat Koos net nou verwys het, wat Barend Legrandsie baie sterk teenoor die ANC en sy swak regering van die afgelope 30 jaar uitgekom het. So dis die punte van ooreenkoms. En as 'n mens daarna gaan kyk, dan is die punte van verskil eintlik baie klein. Wat 'n mens laat vra, wat is dan die langtermyn of die onmiddellike doelwit van die brief en wat is die langtermyn implikasies daarvan? Hopelik dat dit 'n gesprek kan aan die gang sit wat breër gaan as net 'n beskuldiging en 'n verweer teen daai beskuldiging. Want dan bereik ons niks en dan is ons besig met die politiek wat ons net nou van gepraat het, die politiek van fragmentering en van verdeling, sonder dat daar iets positief aan die einde daarvan kan ontwikkel. Feit van die saak is, Suid-Afrika is in 'n krisis. Hoofsaaklik as gevolg van swak regering in Suid-Afrika. Die verpolitisering van die birokrasie wat ons van gepraat het. Die misbruik van staatsbronne teen 'n massiewe skaal. En almal word daardeur geraak. Die vraag is, hoe kom ons daarby verby? En hoe hanteer ons dit verby hierdie punte van bespreking, wat eintlik nie die wesenlike punte van bespreking en verskille in Suid-Afrika is nie. Kom ons praat bietjie oor die moontlikheid van 'n nuwe Amerikaanse ambassadeur vir Suid-Afrika. Roland? Ja, baie interessant. Ek meen, ons weet nou al lankal die aangewese ambassadeur, Brent Bozell die 3de. En ons het nou al verskeie kere is daar gepraat oor wie hy is, waar hy vandaan kom, waarvoor hy staan. Ek dink wat interessant was is sy verskyning voor die Senaat, sy bevestigingsonderhoud en ondervraging van hom voor die Senaat, wat baie interessant was in die sin dat hy oor 'n klomp goed wat van hom gevra is nie standpunt ingeneem het of dit nie wil antwoord nie. En dit dood eenvoudig hanteer het as my standpunte maak nie saak nie, ek is hier om die beleid van die president in die FSA uit te voer, of ek is hier as 'n dienaar van die staat van FSA as ambassadeur. Daar's wel aspekte wat hy uitgelig het. Die een is dat hy standpunte oor onteiening sonder vergoeding baie sterk wil teen dit praat in Suid-Afrika. Nou, dis natuurlik 'n kwessie wat hy nie die enigste gaan wees nie. Daar's baie ander regerings in Europa en ander dele van die wêreld wat ook onrustig is daaroor en ook al daaroor gepraat het, weliswaar nie op 'n forum soos wat hy dit nou gedoen het nie, want dis nie hoe ander regerings se stelsels werk nie. Die tweede punt wat hy gemaak het is dat hy Suid-Afrika wil oortuig om die saak in die internasionale regshof te laat vaar oor Israel en die volksslagting daar. Nou daaroor is ek nogal skepties. Daai saak het nou sy verloop geneem. Suid-Afrika kan onttrek. Die saak gaan nie stop nie. Dit gaan aangaan. Dis nie 'n siviele klag wat jy kan onttrek en sê okay, ek gaan nie aan met die saak nie. Daai saak gaan loop. So tot watter mate dit as 'n beleidsdoelwit of eerder 'n prinsipiële standpunt is van teenkanting, sal 'n mens moet sien hoe dit in die praktyk gaan uitspeel. So dit is die van die kritiese elemente wat hy na gaan kyk het. Tot watter mate hy druk op Suid-Afrika gaan uitoefen om binnelandse beleid te verander. Dis eintlik nie 'n ambassadeur se taak om dit te doen nie. Jy kan wel jou regering se standpunt bekend maak, maar daar's 'n baie belangrike grens tussen jou standpunt bekend maak en inmeng in die binnelandse politiek van jou gasheerstaat. Dit word nie toegelaat nie, dit word nie aanvaar nie. Min regerings gaan daarvoor te vinde wees. Die interessante van die FSA op die stadium is dat die kwessies wat geweldige reaksie ontlok, is nie oor beleid nie, dis oor die persoon van Trump. Jy moet nie oor die persoon van Trump iets sê nie, maar jy kan enigiets oor hulle beleid sê. Dit lyk vir my, dis die nuwe politiek in Washington. Nou dis heeltemal iets anders as tradisionele diplomatie. En my
idee as ek luister na wat hy sê, aan die een kant tradisionele ambassadeur, aan die ander kant het hy 'n ambisieuse politieke agenda wat hy wil najag. Daar gaan nie veel van kom nie. Dit gaan spanning skep, dit gaan verhoudinge definitief nie verbeter nie. En dit is 'n teenstrydigheid waar hy sê sy eintlike doelwit is om verhoudinge te verbeter. En dan moet ons onthou, om verhoudinge te verbeter is tussen regerings. Nie tussen sektorale belange wat jy dien nie. Dit is geen ambassadeur se rol en taak om dit te kom doen nie. So hier gaan ons waarskynlik interessante spanning sien tussen tradisionele diplomatie en die rol van 'n ambassadeur of 'n hoofkommissaris en 'n verpolitiseerde rol wat nie vreemd sal wees nie. Dit het al gebeur in die verlede. En dan miskien 'n laaste punt. Die historiese verwantskap tussen Suid-Afrika en die VSA is nie 'n gelykmatige en positiewe een nie. Dit is 'n verhouding van teenstrydighede. Daar's tydperke van hoë spanning en dan is daar tydperke van baie gemaklike en goeie verhoudinge. En dis nie iets wat voor of na 94 nie. Dis 'n proses wat siklies verloop. Daar was tye voor 94 waar die verhoudinge baie sleg was en daar's nou 'n tydperk waar die verhouding baie sleg was. Dan was daar tydperke na 94 ook waar die verhoudinge met die VSA besonder sterk was. Mens dink aan die tyd van Thabo Mbeki. Hy en visiepresident Al Gore wat die binasionale kommissie gelei het, wat ongelooflik nou met mekaar saamgewerk het, baie goeie verhoudinge gehad het. En daai verhouding was in baie belangrik vir beide Suid-Afrika en die VSA. Beide het voordeel daaruit getrek. Waar ons nou sit, word beide benadeel, maar Suid-Afrika waarskynlik so 'n bietjie meer. En ek dink dis miskien die element wat 'n mens onsekerheid het mee is die tipe van magspolitiek wat in Washington deur die Trump-administrasie bedryf word. Is iets wat ons nie aan gewoond is nie. En dit kan die diplomatieke proses baie moeilik maak en baie onvoorspelbaar maak. Prof Koos, in so 2,5 na 3 minute, wat is u opinie oor die nuwe ambassadeur vir Suid-Afrika? Daar gaan sterk druk uitgeoefen word in bepaalde kringe in Suid-Afrika. Ons het dit nou gesien, byvoorbeeld van die kant van Naledi Pandor, voormalige minister van buitelandse sake, waarvan die implikasie is dat die Suid-Afrikaanse regering moet eintlik weier om Bozell hier toe te laat. En dan moet mense dit sien teen die agtergrond ook van verhoudings tussen die VSA, soos wat Roland pas gesê het, en Suid-Afrika wat op die oomblik gespanne is, wat nie goed is nie, maar wat veral in die afgelope enkele weke eintlik baie swakker geraak het. Veral as gevolg van die vel. Daar's twee goed wat ek wil noem. Die eerste ding is dan Bozell se aandrang dat Suid-Afrika sy saak moet laat vaar. Wat eintlik maar op niks anders nie kan neerkom as net 'n armdruk en 'n emosionele besluit sou dit wel gebeur. Ek dink die kans dat dit gaan gebeur is uiters skraal vir die dood eenvoudige rede. Die implikasie daarvan sal wees dat die Suid-Afrikaanse regering, meer bepaal die ANC, daarom regtig buitensporig aangesig sal verloor. Hulle sal nie dit doen nie. Maar dit lê geen twyfel nie dat dit die verhoudinge verder sal verswak. Wat natuurlik ook die verhoudinge verswak wat in die afgelope naweek gebeur het, is dat Francesca Albanese, sy is die spesiale VN-rapporteur vir Palestina, vir die Palestynë. Sy het die verskoning die Nelson Mandela lesing gehou hier in Johannesburg. Ek het dit so 'n bietjie gevolg. Dit was amper nie 'n lesing gewees nie. Dit was eintlik 'n politieke gebeurtenis. Albanese is, en dit gebeur baie dikwels met VN spesiale rapporteurs en dergelike ander diplomate, en soms is eintlik 'n diplomaat, dis wat sy is. Al is dit nou 'n VN-diplomaat, maar sy het tree eintlik op as 'n politieke aktivis. En veral mense wat in die menseregte veld is, die het ek baie kennis van. Hulle tree baie gereeld op as politieke aktiviste en dis die wyse waarop sy haar gedra het. Nou sy is reeds onder sanksies van die huidige Amerikaanse regering. En ek dink sy het die Suid-Afrikaanse regering en die ANC en so aan nie 'n guns gedoen met haar optrede in die VSA deur haar so knus weer te vereenselwig met die ANC as dit ware nie, met die Suid-Afrikaanse regering nie, en haar so buitensporig as amper onomwonde uit te laat teen Israel
en ten gunste van die Palestynë, en dit in Suid-Afrika te doen was as dit ware verbroeder en versuster het met die ANC nie. Nou, dat jy 'n klomp kritiek kan hê teen Israel met betrekking tot die hantering van die Gaza-situasie, lei geen twyfel hoegenaamd nie, maar jy moet optree as 'n diplomaat wat op bepaalde plekke, as jy dit besoek, hierdie geval Suid-Afrika, hierdie lesing gaan nou en so voorts, jy moet dit behoorlik in ag neem en met jou optrede dienoorkomstig aanpas. Sy het dit nie gedoen nie. Sy is geweldig omhels, letterlik en figuurlik omtrent deur senior ANC figure, deur Naledi Pandor onder andere, en ek dink dit is iets wat die verhouding tussen Suid-Afrika en die FSA, sowel as Suid-Afrika en Israel moet ons onthou het baie ernstige biltjies geslyp nog met die Suid-Afrikaanse regering, wat daai verhouding die afgelope naweek veral verder verswak het. Dis ongelukkig al wat ons tyd het vanaand. Baie dankie vir u tyd, Prof Koos Malan, en dan ook vir Allen Henwood, verbonde aan Universiteit van Pretoria, ook 'n politieke ontleder. Dankie ook vir ons tegniese videovervaardiger, Dian, dankie vir jou en ook vir Pinaar in die ateljee. Hierdie potsending kan jy weer kyk en luister so van Woensdag af. Dankie.